Gemeente, ons teksgedeelte vir vanoggend is die hele Psalm 46. Net voordat ons saam lees uit die woord van ons Here, kom ons raak net eers stil in gebed. Ons genadige en almagtige God en Vader, Here, ons kom vanoggend voor U met eerbied en dankbaarheid. Here, U is die skepper van die hemel en die aarde. U is die een wat regeer oor die nasies en oor die geskiedenis. Here, U troon wankel nie, selfs wanneer dit voel of die wêreld begin skud. Here, U weet dat ons so maklik onrustig raak. Wanneer ons na die wêreld rondom ons kyk, wanneer ons die onsekerheid van die lewe ervaar, Here, wanneer ons bewus raak van ons eie swakhede, dan raak ons soms bekommerd en dan begin ons vertroue in U ook wankel. Daarom dank ons U dat U in die woord van ons kom sê dat U ons skuilplek is. Here, U herinner ons dat ons as U kinders kan toevlug vind by U. Here, U sê vir ons, U is ons bron van krag, en dat U ons hulp is wat altyd naby is in benoudheid. Ons bid nou, Here, dat U deur die Heilige Gees met ons sal werk, wanneer ons nou ook uit die woord uit gaan saam lees. Open asseblief ons ore, sodat ons werklik sal hoor wat U vir ons kom sê. Here, maak ons harte asseblief nou stil. Neem alles weg wat ons aandag dalk van U en van U woord af kan aflei. Here, laat die woord nie net mooi woorde wees nie, maar laat dit lewende waarheid wees, wat ook ons geloof vanoggend kom versterk. Leer ons om te bedaar en te erken dat U God is, hoog bo die nasies en hoog bo die aarde. Here, skenk dat ons deur die woord sal leer dat ons by U kan skuil, omdat U alleen ons hoop is. Ons bid dit alles nie omdat ons dit verdien nie, maar alleen omdat U God is en omdat U goed is. Amen. Ek lees vir ons saam uit Psalm 46. Vir die koorleier van die Koragiete, op die wysie van jong vrou, 'n lied. God is vir ons 'n toevlug en 'n beskerming. Hy was nog altyd bereid om te help in nood. Daarom is ons nie bang nie, al gee die aarde pad, al skuif die berge tot in die dieptes van die see, al druis en skuim die waters van die see, al skud die berge deur sy onstuimigheid. Selah. Oor die strome van die rivier is daar blydskap in die Godstad, in die heilige woning van die Allerhoogste. God is daar, die stad sal nie wankel nie. God sal hom help nog voor die môre kom. Nasies kan raas en koninkryke wankel, maar as God sy stem laat hoor, smelt die aarde weg. Die Here, die Almagtige is by ons, die God van Jakob is vir ons 'n beskutting. Selah. Kom kyk wat die Here gedoen het, watter ontsettende dinge hy op die aarde tot stand bring. Die oorlog oor die hele aarde laat hy ophou, pyle en bo verbreek hy, spiese slaan hy stikkend, oorlogswaans verbrand hy met vuur. Bedaar en erken dat ek God is, hoog bo die nasies, hoog bo die aarde. Die Here, die Almagtige is by ons, die God van Jakob is vir ons beskutting. Selah. Ons lees net so ver. Gemeente, ek wil vanoggend graag met 'n vraag begin. Die vraag is, wat doen 'n kind gewoonlik as hulle bang word? Of anders gestel, na wie toe hardloop 'n kind as hy bang word? As 'n kind bang word, dan hardloop hulle gewoonlik dadelik na hulle ma of hulle pa, of dalk 'n ouma of oupa. Kinders hardloop na iemand wat groter en sterker is as dit waarvoor hulle bang is. Hulle hardloop gewoonlik na 'n mamma of 'n pappa, sodat die ma of pa hulle moet vasdruk. Geliefdes, in Psalm 46 skryf Dawid, en dan kom herinner hy ons elkeen aan wie groter is as ons probleme. Dawid kom herinner ons vanoggend aan wie sterker is as al ons uitdagings. Dawid skryf hierdie Psalm vir ons as kinders van God, en dan kom herinner hy ons aan waar en na wie toe ons kan hardloop om skuiling te vind, wanneer ons oorval word deur angs, onsekerheid en vrees.
wat altyd sal wees. Geliefdes, ek wil vanoggend graag die beeld van 'n vliegtuig gebruik om die boodskap van troos in Psalm 46 vir ons elkeen dan ook duidelik te maak. Dink bietjie aan 'n vliegtuig. Partykeer wanneer jy in die vliegtuig is en besig is om te vlieg, dan tref die vliegtuig skielik turbulensie wat veroorsaak word deur lugleemtes. Met ander woorde, daarbo in die vliegtuig begin die vliegtuig dan gewoonlik ruk. Dis gewoonlik hier wanneer die vliegtuig ruk en wanneer jy bewus raak van jou magteloosheid dat jou maag op 'n knop druk. Dis gewoonlik hier in die lug wanneer die vliegtuig ruk wat jy skielik begin wonder, maar wat as? Wat as die ergste nou gaan gebeur? Wat as die vliegtuig in mekaar gaan tuimel? Maar dan, wanneer jy wonder oor wat as, kom die kaptein se stem gewoonlik baie kalm oor die interkom. Bly net sit, ons gaan ruk, sê die kaptein gewoonlik, maar moenie bekommerd wees nie. Die stem van die kaptein kom oor die interkom, selfs wanneer die vliegtuig nog binne in die wolke is. Die stem van die kaptein kom oor die interkom, selfs wanneer die vliegtuig nog binne in hierdie rukwind is. Jy's binne in die wolke en binne in die rukwind, sê die kaptein, alles is onder beheer. Daar is niks om te vrees nie. Gemeente, Psalm 46 is daardie kalm stem wat vanoggend tot elkeen van ons kom. Dis die kalm stem wat tot elkeen van ons kom, juis wanneer dit voel of ons ook binne in 'n rukwind beland. Hierdie Psalm is 'n boodskap van troos, nie net vir sommige van ons nie, maar vir elkeen wat glo in God en wat in afhanklikheid van hom leef. Geliefdes, wanneer ons vir 'n oomblik bietjie aan ons eie lewe dink, dan weet ons dat wanneer teëspoed, ellende en swaar kry ons tref, dan voel dit baie keer of ons ook in turbulensie is. Dit voel of alles skielik rondom ons ook begin ruk. Dit voel of alles in ons lewe buite ons beheer is. Dit voel of ons lewens in mekaar stort. Dit voel of daar net geen hoop meer oor is nie. Psalm 46 is juis vir hierdie oomblik in ons lewens geskryf. Want nes die kaptein ons kom rustig maak en vir ons sê, moet nie vrees nie, net so kom die skepper van die hemel en die aarde vanoggend tot elkeen van ons deur hierdie psalm en kom sê hy vir ons in vers 2, ek is vir jou 'n skuilplek. Ek is jou bron van krag. As hulp in benoudheid is ek altyd te vind. Geliefdes, let bietjie op hoe hierdie psalm begin. God begin hierdie psalm deur vir ons te sê wat alles buite ons beheer is nie. Nee, God begin hierdie psalm deur vir ons te sê dat alles binne sy beheer is. God begin hierdie psalm by homself. Hy is groter en sterker as enige uitdaging wat in ons pad mag kom, en daarom is hy die plek waar ons moet gaan skuil. Daarom is hy die bron van krag. Daarom is hy ons hulp in benoudheid wat altyd te vind is. God begin hierdie psalm by homself sodat ons uitdagings in perspektief sal sien. Hy is ons Vader, hy is ons Here, en daarom skryf hy vir ons vers 3, sal ons nie bang wees wanneer die aarde skud en die berge wankel in die hart van die see nie. Geliefdes, vers 3 verwys na totale wêreldchaos. Dawid stel hier die ergste scenario moontlik voor. Hy praat hier van die hele aarde wat tot niet gaan. Maar selfs dan,
stroom van slegte nuus wat ons oorval nie. Jy lees 'n opskrif, jy ontvang die nuus, jy kry 'n oproep, en skielik voel dit of die wêreld waar binne jy leef, self begin bewe. In oomblikke soos hierdie, vra dit regte, goddelike wysheid om die uitdagings te hanteer. Wysheid om die probleme te oorkom. Wysheid om die nuus te verwerk. Dit vra opregte gebed, sodat ons God se krag en sy leiding sal ontvang, om dit deur hierdie uitdaging te kan maak. Psalm 46 is die lig aan die einde van die donker tonnel, wat begin skyn, en ons dan ook om vertroos met die sekerheid, dat hierdie stemme, uitdagings, rekeninge en lewensdruk, nie naby aan God se krag en sy almag kom nie. Hierdie aardse druk is oorweldigend, maar dit is nog steeds nie sterker of groter as ons God nie. God se teenwoordigheid bly daarom ons as gelowiges se skuilplek, selfs wanneer alles rondom ons begin skud en begin verander. Dawid kom maak dit in vanoggend se Psalm duidelik. God is nie net ons skuilplek wanneer dinge swaar gaan nie, maar hy is altyd, wanneer dit goed of sleg gaan, ook ons bron van lewe en van blydskap. Hy skryf vir ons in vers 5, oor die strome van die rivier is daar blydskap in die Godstad, in die heilige woning van die Allerheiligste. Hierdie rivier waarna Dawid verwys, is meer as net 'n beeld van kalmte. In die Ou Testament was 'n stad se waterbron sy lewe. Dis vandag nog so. Sonder water is geen oorlewing moontlik nie. Daarom kom vertroos die Here elkeen van ons vanoggend weer met die wete, sy teenwoordigheid is ons lewe. Sy teenwoordigheid is ons bron van sekerheid. Hy is die een wat ons in stand hou. Hy is die een wat ons oorlewing moontlik maak. Hy is die een wat met sy nabyheid ons elkeen ook in stand kom hou. En daarom, omdat hy by en met elkeen van ons is, omdat hy aan ons die lewe skenk, omdat hy elkeen van ons in stand hou, vers 5, sal die stad nie wankel nie, want God sal ons help nog voor die môre kom. Gemeente, en dit is presies waarom God ons skuilings is. Want al is die uitdagings werklik, al is die dreigemente werklik, ons God is groter. Sy stem is harder. Sy woord is ewig. Vers 7, nasies kan raas en koninkryke wankel, maar as God sy stem laat hoor, dan smelt die aarde weg. Geliefdes, ons maak dikwels die fout om te dink dat ons sekerheid afhang van ons eie omstandighede. Baie kere sal ons vir mekaar sê dat as alles net weer onder beheer is, as ek al die probleme net eers uitgesort het, dan sal ek rustiger wees. Dan sal ek asemhaal. Dan sal ek weer 'n slag kan slaap. In Psalm 46 kom draai Dawid egter hierdie hele argument op sy kop. Hierdie Psalm kom herinner ons dat rus begin nie met ons omstandighede nie. Rus begin by ons geloof en ons sekerheid in God. Rus
het hy opgaan. Pyle en boë verbreek hy. Spiese slaan hy stikkend. Oorlogswaans verbrand hy met vuur. Die punt wat Dawid hier vir ons maak is baie duidelik. God is nie net die Here oor ons lewens nie, maar hy is ook die Here van die wêreld. Die een wat alles met sy magswoord in stand hou. Dis hoekom dit vir ons as gelowiges so belangrik is om vanoggend weer opnuut te besef dat ons geloof nie in ons omstandighede is nie, maar in God se vaderlike sorg. In sy vaderlike sorg en in sy genade kom God se woord dan ook vanoggend tot ons wanneer hy vir ons sê, vers 11, bedaar en erken dat ek God is, hoog bo die nasies, hoog bo die aarde. Bedaar beteken nie, word lui en maak of jou verantwoordelikhede nie bestaan nie. Dit beteken, hou op om net te fokus op dit waaroor jy bekommerd is. Hou op om te leef asof alles op jou skouers is, asof alles van jou afhang, asof jy met jou eie wysheid en insig al jou probleme en uitdagings self moet oplos. Wanneer God vir ons sê, bedaar, dan praat hy as ons skepper God. Hy sê dit nie om ons tydelik te laat beter voel nie, maar hy sê dit want hy alleen is God. Hy sê dit want hy is die een wat ons kom losmaak het van die greep van vrees en van onsekerheid. God kom sê vanoggend vir ons, bedaar en erken. Erken dat ek jou God is. Erken dat ek jou versorg. Erken dat ek altyd goed is. Bedaar en erken dat ek jou in my hand toevou en jou seën met my teenwoordigheid. Erken dat jy afhanklik is van my. Bedaar en erken dit, want ek alleen is God bo die nasies. Ek alleen is God bo die aarde. Ek alleen is God bo jou finansies, bo jou gesondheid en jou uitdagings, bo jou onsekerhede en dit wat net nie wil rustig raak nie. Bedaar en erken want ek alleen is God, bo al die dinge wat jou in die aande laat wakker lê. Wanneer God sê bedaar en erken dat ek God is, dan is dit nie net 'n uitnodiging tot innerlike selfbeheersing nie. Dis 'n bevel van die koning van die heelal. Die een wat op die troon sit, die een wat oor alle nasies regeer, die een wat God is oor die geskiedenis. Maar meer as dit, dis 'n opdrag van die een wat sy enigste seun gestuur het. Die een wat vir Jesus Christus gestuur het om die grootste wankeling te kom oorwin. Hy het die grootste wankeling in ons lewens kom oorwin, toe hy die mag van die sonde en die dood aan die kruis kom oorwin het. God kom sê vir ons, die berge mag dalk wankel, maar Golgotha staan vas. Die nasies mag raas, maar die graf is leeg. Daarom kan ons as gelowiges tog nie ons skuiling in aardse en materiële besittings gaan soek nie. Ons vind ons skuiling alleen by die voete van die enigste gekruisigde, maar ook opgestane Here. Geliefdes, miskien voel dit vir jou of jy dalk op die oomblik in 'n vliegtuig is wat deur turbulensie gaan. Miskien voel dit vir jou of jy vasgevang is binne in 'n rukwind. Jy's dalk oorweldig en uitgeput. Jy voel onseker oor die volgende tree. God, die ewige koning, wat jou op die naam geroep het, sy stem kom daarom vanoggend weer tot jou oor die interkom en hy kom sê vir jou, bedaar en erken. Bedaar want ek weet, ek sien en ek is naby. Bedaar en erken, nie omdat die wêreld stil is nie, maar omdat ek, die Almagtige, by jou is. Bedaar en erken omdat ek, die God van Jakob, vir jou 'n beskutting is. Bedaar
en erken. Amen. Kom ons bid saam. Ons almagtige en getroue God en Vader, Here, ons dankie vir die woord wat ons weer vanoggend kon aanhoor. Ons dankie dat U ons kon herinner het dat U ons skuilplek is, dat U ons bron van krag is, dat U altyd naby is wanneer ons benoud voel. Here, U weet dat ons so maklik vreesbevange raak. Wanneer die lewe begin ruk, wanneer onsekerhede en probleme op ons afkom, dan kyk ons so maklik na die dinge wat aankom. Here, ons vertroue word klein en ons vrede verdwyn. Dankie dat U ons daarom vanoggend weer kom herinner het, dat ons nie hoef te vrees nie, want U is altyd by ons. Selfs wanneer die wêreld skud, wankel U nooit nie. Selfs wanneer alles rondom ons verander, bly U nog altyd dieselfde. Help ons, Here, om werklik te bedaar en te erken dat U God is. Leer ons om nie ons hoop op alledaagse dinge te bou nie, maar om dit alleen op U te bou. Om alleen by U skuiling te vind. Here, gee dat ons in die dae wat vir ons voorlê, met groot sekerheid sal leef, omdat ons weet dat U alleen regeer. Omdat ons weet dat U alleen die skepper van die hemel en die aarde is. Omdat ons weet dat U alleen die een is wat is, wat was, en wat ook altyd sal wees. Here, ons dankie veral vanoggend ook weer vir ons Here Jesus Christus. Dankie dat hy die grootste storm gedra het, toe hy die oordeel van ons sonde op hom geneem het aan die kruis. Here, dankie dat hy dit gedoen het, want daardeur weet ons dat ons in U genade leef, en dat ons vandag U kind kan wees. Here, laat hierdie waarheid asseblief diep in ons harte wortel skiet. Wanneer ons weer onrus of vrees ervaar, herinner ons asseblief deur die Gees aan die belofte wat U vir ons kom maak het, toe U vir ons in Psalm 46 gesê het, dat U ons skuilplek is. Here, stuur ons asseblief hierdie week in met hierdie sekerheid, want U ons God regeer, U ons God is by met ons, en U ons God is ons skuilplek. Here, wees by met ons, help asseblief dat ons so sal leef, soos wat U van ons vra, en help asseblief dat alles wat ons hierdie week sal aanpak, dat dit tot verheerliking van U naam alleen sal geskied. Ons bid dit nie omdat ons dit verdien nie, maar alleen omdat ons weet U is ons God, en omdat ons hoor U weet U is die een wat vandag nog ons gebede kom verhoor. Amen.